Ek is seker teen die tyd het almal nou al gehoor van Ian Cameron, dis nou ons chairperson van die Portfolio Committee on Police in die parlement. En die MP's Nicholas Gottsel en Lisa Marie Schikkerling het amper gehijack is deur karakters daar in Philippi toe hulle by 'n Police Training Academy was vir 'n oversight visit. Nou hulle 'n bietjie gaan inspeksie doen. Wat nie aangekondig is nie, hulle het maar net daar opgedaag en gekyk of alles reg is ensovoorts, want dit is die tipe ding wat ou soos Ian Cameron doen. En hy doen dit nie sommer net nou skielik randomly nie, hy doen dit al vir die laaste 5 jaar in daai spesifieke area. Wat beteken die mense in daai area ken hom al. En dit is waar ek 2 probleme sien. 1. Daar is 'n kans, en dit is nou maar my teorie, so dit is nie so nie, dit is maar net my teorie, dat mense hom nou begin identifiseer het as hierdie persoon wat seker maak die polisie word opgelei as goeie polisiemanne. Gangsters hou nie van daai tipe ding nie, kriminele hou nie van daai tipe ding nie. So, hulle wil hom uit die pad uithaal, hulle wil hom uit die weg uitruim, want hy is vir hulle 'n probleem. Nou kry ons ook tweede probleem. Hulle gebruik nou jong mense. Ons het gesien 2 van hierdie mense, van die 4 mense wat hulle aangeval het, want hulle is aangeval deur 4 mense. 2 van hulle is minderjariges. Die een is 18 en die ander een is 16. Maar 'n laaitie, is 'n kind. Selfs 18 is nog 'n kind. Ek weet nie hoe oud die ander mense is nie, maar net die feit dat jy as 'n persoon, ons sê die ander kriminele is ouer, maar hulle gebruik kinders as deel van hulle misdaadgroepie, is 'n probleem vir ons as gemeenskap, 'n wêreld. Waar het ons op die dink aan jou kinders? Jou kind wat 16 is. Imagine, jy vind uit dat jou kind wat 16 is, gaan rond en slaan mense se vensters stikkend met 'n baksteen om hulle aan te rand om hulle kar te probeer steel. Jy sal hom laat buig vir 'n loosing. Dit gaan my kop te bowe. Dit is waar ons nou in Suid-Afrika is. Is dit 'n ouerskapprobleem? Nee. Is dit 'n gemeenskapprobleem? Dalk nie. Maar ons sit met hierdie probleem waar ons jong mense het wat gebruik word deur hierdie kriminele syndikaate om kriminele dade uit te voer. Dan is tot hulle voordeel, want hulle weet, die jonges gaan wegkom met minder strawwe. En hier's nou die ander ding ook. Imagine, ons het nou nie hierdie geval gehad nie. Dan het ons nooit geweet dat die probleem regtig so erg is in daai Philippi area nie. Dit is eintlik baie erg. En as mense gaan lees in die geskiedenis ensovoorts, ek het nou 'n ander interview gesien met JP Smith, waar hy spesifiek praat met dings ENCA gewees oor hierdie ding. En hy gesê het, weet wat, hulle het al 1300 nuwe polisiemanne ontplooi in daai area. Maar hy sê die voete op die grond maak nie 'n groot verskil nie, want die probleem kom nie in by die polisieering op die grond nie. Hulle arresteer die mense ensovoorts, maar baie keer vind hulle dat hulle die mense moet laat gaan en dan kom die mense terug en word hulle weer gearresteer en dis 'n herhalende siklus. Hoekom? Omdat hulle nie ondersoekbeamptes, detectives het nie. En dat die detectives in daai area, die ondersoekbeamptes, sit met 250 tot 300 dockets elk op hulle lesenaars. En wys vir my 'n persoon wat deur daai tipe dockets kan werk in 'n jaar. As jy 250 dockets het, beteken jy moet 'n docket oplos elke tweede dag, dag en 'n half. Onmoontlik. Jy kan nie. Dis just too much. So hulle is totaal oorlaai. En dit is nie iets wat die stad, Kaapstad of die DA kan oplos, maar dis iets wat kom van die regering se kant af, van die staatfondse wat moet inkom vir die polisieering.
en daai tipe mense oplei, ondersoekbeamptes oplei. Waar is ons ondersoekbeamptes? Hoekom word ondersoekbeamptes nie opgelei nie? Hoekom is dit vir die regering nie belangrik om ondersoekbeamptes op te lei nie? So dit gaan nie net, mense moet vergeet, dit gaan nie net oor polisieering op die grond nie. Baie mense kyk na my en sê, ja, hoekom is jy so teen die polisie? Ek is nie teen die polisie nie. Ek is teen die regering wat swak uitvoering van polisieeringsdade doen. Weet hulle gee nie vir die polisie dit wat gedoen moet word nie. Ja, daar is slegte polisieering ook deur individue. Maar ek gaan nie sê, ek gaan nie elke polisieman na buite onder dieselfde kam skeer nie. Dis baie onregverdig, want jy kry baie goeie polisiemense daar buite. Ek het baie respek vir polisie, dokters, nurses, daai tipe mense, baie respek vir hulle. Jy kry slegte mense onder hulle, maar die probleem wat die polisie het is ondersoek. Die hele justice proses hak vas by daai ondersoekproses, en as dit nie ordentlik gedoen kan word deur ordentlike ondersoekbeamptes wat resources het nie, dan gaan hierdie hele stelsel nooit werk nie. So iewers moet daar meer druk op die regering geplaas word om meer ondersoekbeamptes in die polisieeringsstelsel in te kry. Want dit is onregverdig om te verwag van enige polisie ondersoekbeampte daar buite om 200, 250 of 300 dockets op hulle lesenaar te hê. Dis absoluut onmoontlik. Wys jy en my 'n persoon wat 'n docket in 'n dag kan oplos? Dis onmoontlik. Can't be done. Dit is dis idioties om te verwag dat die polisie dit moet doen. Maar in elk geval, dis om net my twee idees uit hierdie hele ding uit. Ek het 'n vermoede dat iemand dalk vir Ian Cameron daar geteken het, en die feit dat hulle nou skielik jong mense gebruik, en dan natuurlik my derde punt is dat ons het meer ondersoekbeamptes nodig. So as enigiemand daar buite iemand ken wat hierdie tipe boodskap kan opvat, of 'n drukgroep kan skep, of meer druk op hierdie hele proses kan plaas, wat sê, ons het meer ondersoekbeamptes nodig. Kom ons gesels.